maar 'n ou kan partykeer overboord gaan. Gebeur groot goed in die wêreld. As het laas jaar en voorlaas jaar gery op die N1 en 2 en 3 gaan staan en fakkels brand gesteek en ons het gebid met verskeie groepe het ek het gedoen. En gesê, Here, laat drugs nie inkom in Suid-Afrika nie. Toe val die vliegtuig met 200 kg kokain in Stellenbosch. Venezuela se drugs kom ook hier naartoe, het julle dit geweet? Ja, dis die plekke wat drugs versprei. Of Trump nou hoe is, ek gaan nie oor hom praat nie. Ek gaan nou net iets oor hom sê. Ek steun nie op vlees, ek steun op God. Maar wat ek daardeur sê is, God het 'n donkie al gebruik om te praat, God kan my en jou ook gebruik. Nou kom ek lees vir ons. Prys sy heilige naam. Ek gaan Galasiërs 5 lees wat almal ken. Almal ken dit uit hulle koppe uit. En mag God, maar wie as jy net weer na 'n preek luister, gaan jy nie change nie. As ouens wat my WhatsApp, en hulle kyk my programme, dan sê hulle rooi is, ons geniet jou preke. Hy sê, en dan geniet ek het as jy so oor drank praat, dan gaan skink ek vir my nog ietsie. Kyk, ek like ou drinker, hulle is vol grappies. Maar hoor gou, daar is iets fout by my en ek wil dit nie meer so hê nie. Hy drank moet uit sy hand uitval. Ek vra julle om opreg te pleit in Jesus naam, dat julle vrykom. Kom ons kyk net gou hierso. Galasiërs 5, vanaf vers 16. En nou wil ek hê, ons moet dit nie net gewoon weglees, ons moet so 'n bietjie in dit wees. Maar ek sê, wandel deur die Gees, met 'n hoofletter G, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ons moet 'n bietjie kyk, wat is die vlees se begeerlikheid? Want die vlees begeer teen die Gees. Ek wil net noem, ek gaan in die volgende aflewering 6 gewoontes noem, wat die vlees kan pak gee. Maar vandag gaan ek nog nie by een van hulle uitkom nie. Dis net die inleiding. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery. Julle weet dat dit nou teen die wet is om die goed te noem van 'n kansel af in Suid-Afrika. Onreinheid, ongebondenheid. Dink 'n bietjie, wat is alles onreinheid? Afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery, eet van die oggend tot die aand. Jy kan as jy 'n maaltyd eet en jy eet lekker, is dan niks meer fout nie. Maar as jy 3 maaltye lekker eet aan mekaar, en jy stop nie met eet, en tussenin, dan raak dit brassery. As jy eenmal 'n jaar feesvier en jy eet, niks fout nie, lei die chops in. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek gaan net tot daar. Nou kom ons praat net so 'n bietjie oor die inleiding om die Gees te stuur. Ons gaan wonderlike aflewering sê. Ons kom nog hier in die 2de maand en so by die huwelik ook uit. Vir party gaan dit so lekker klink, hulle wil dan trou. En vir die wat getroud is, gaan dit sommer weer op honeymoon. Want ons gaan ernstig praat oor die huwelik. As baie mense wat oortree deur die vlees en ander vrouens bekyk en alle dinge doen en ander mans bekyk, omdat hulle gees nie op datum is nie en omdat hulle vrou en man ook nie op datum is met hulle nie. So baie mense, as jy die Heilige Gees wat op datum in jou lewe moet wees, is die man en die vrou wat op datum met mekaar moet wees.
Julle het geweet? 'n vrou wat elke dag in krullers loop. Loop julle nog in krullers hier? Krullers. Ons praat maar so. Jy mag in krullers loop, maar wragtig as jy nooit jou krullers uit jou kop uithaal nie. En nooit 'n bietjie jou paint partykeer nie. En nooit 'n bietjie net beter lyk vir jou man nie, dan sal hy beter wyfvelde gaan soek. Ek dank God dat ek het 'n vrou wat lyk van skoon wees, 'n mooi wees, 'n reg wees. Ek like dit, tot die kat like haar. Maar hoor gou mooi. Ek praat eers as op 'n Saterdag opstaan en 10:00 is sy nog in haar pantoffels nie. Maar jy sal my vrou nie in haar pantoffels in Shoprite kry nie. En jy sal haar ook nie in haar nagklere in Shoprite kry nie. As dit deesdae 'n ding, mense worry nie. Hulle lyk afgesloof. En dan wil die huweliksmaat soek nie meer hierdie afgesloofendheid nie. Dan gaan soek hy nuwe blyplek. En dis gevaarlik. Dis gevaarlik. Okay. Kom ons kyk so 'n bietjie. Wat voed jy? Ons gaan 'n bietjie praat. Wat voed jy? Voed jy jou gees of voed jy jou vlees? Kan ek vir jou plain sê met worship, as jy so staan en jy worship nie, dan voed jy jou vlees. Moenie na hierdie plek toe kom en na my preke luister nie. Hier's mense wat sê ek wil nie na jou luister nie. En dan vertel hulle dit vir my na 10 keer wat hulle weer na my preek luister. Nou hoekom luister jy? Hoekom luister jy? Dankie dat jy luister. Ek is nie 'n prediker wat mooi preek nie. Ek self is mooi. Maar ek is nie 'n prediker wat mooi preek nie. Ek kan nie vir jou mooi AI boodskapies gee nie. Maar ek gaan vir jou ten minste keer dat jy hel toe gaan. En my God gaan my nie eendag voor sy troon uitroep en sê, ek wil jou bestraf, omdat jy hulle altyd gewaarsku het teen die hel nie. Ek wil jou bestraf omdat jy hulle teen drank gewaarsku het. Ek wil jou bestraf omdat jy die sonde gepreek het. Dink jy regtig God gaan my uitsaar omdat ek jou gewaarsku het om die hel toe te gaan nie? So, ek hou maar liewerster daar. Nou ja, jy sal nie in die gees kan beweeg as jy nog steeds die vlees wil behaag deur jou cravings nie. Jou cravings vir die vlees moet nou end kry. 'n Vuil seksuele grap is 'n craving. Want iets binne in jou roep uit, ek wil eintlik iemand anders sê. Hoor jy wat ek sê? As jy 'n vieslike seksgrap vertel en jy's getroud, sê jy inderwaarheid in jou binneste, ek soek iemand anders. En iemand wat grappe maak oor seks, en julle is al groot mense, en 'n 16-jarige dogter loop verby of 'n seun, en jy sê, as hulle hom dan graag wil, kan ek vir jou iets sê? Jy is 'n kindermolesteerder met jou mond klaar. Iemand wat kinders bekyk om lelike goed net te bedink, al sê jy, ek sal dit nooit doen nie, jy is 'n kindermolesteerder met jou mond. Jy so in die vlees, jy's in die hel al amper klaar. Ons praat nie van groot sondes vandag nie. Ek het nou net gepraat van dit. Ons praat 'n bietjie van cravings. Kan ek vir julle sê, kom ek vertel julle iets van my. En ek het dit die week al vir die studente gesê, en ek het dit gisterand op live gesê, maar kom ek sê dit weer. Ek bid nou jare, elke aand van my lewe, dat ek vanaand droom, wat wil u met die wêreld of Suid-Afrika doen? Kan ek vanaand droom, wat wil u met my doen? Ek het eendag gedroom, en dit sien ek, wat ek gesien het, ons is vol water, en bote ry in die strate, en daar is vuil water en goed, die Here het al vir my goedjies losgemaak, maar nie soos ek dit wil hê nie. En in hierdie week bid ek weer, ek sê, Here,
En ek is besig met vlees en gees. En ek weet die volgende 3-4 maande gaan ek nog deurloop met gees en vrees, want ek doen dit die voorbereiding. Ek het op 104 gestaan die 1 Januarie, ek wil maarder word. Ek staan op 107.3 volgend. Want ek sukkel. Ek gaan nie vir julle kom oorwinnende boodskapies net gee nie. Ek gaan julle my stryd ook gee. Maar ek gaan nie daar bly nie. Ek gee nie op nie. Maar hoor gou mooi. En ek bid so 3-4 aande terug. Ek sê, Here, vanaand droom ek oor Suid-Afrika. Hier's dinge aan die gang. Al droom ek net van 'n helikopter wat vir Cyril kan oplei. Of ek droom van iets. En ek droom. Terwyl ek in die straat loop, stap 'n girl verby en sy knipoog vir my. Nee, ek weet nie wie's dit nie. Ek soek haar ook nie. Maar sy's mooi, Stefan, sy's mooi. Sy knipoog vir my. Ek is so ontsteld dat ek dadelik wakker raak. Ek sê, Here, ek verstaan nie. Ek wil groot goed droom oor Suid-Afrika, wat syns, hier kom droom ek iemand knipoog vir my. Hy sê vir my in Engels, if you said that a body must fed 3 times a day on daily bread, then you must stop feeding your body and start feeding your spirit. Ek vra Here, ek dink jy aan sê, ek sê ek het die pony, ek het hierdie oop deur nie. Hy sê jy so in die vlees. Want jy lees te min Bybel en jy bid te min. Dis hoekom 'n vrou vir jou oog knip. En hy sê die volgende knip sy nie net oog nie. Want ons vlees stap mos, het julle die advertensie gesien jare terug van Body Muskus. Die jonges ken dit nie. Hulle stap mos so. Strys, ek gee vir jou 3 aflewerings. Hy Frans was dan en hy lyk vir my of hy nou wel huis toe gaan. Maar in elk geval, hoor gemooi, vroeger jare was daar 'n advertensie. Die matrose in Spierwit het so gedril. Onthou jy Annelie? Daar spuit die vrou Body Muskus. Daar stap sy in die opposite kant verby hierdie peloton vlootmense. Dan drill hulle so. Ryk hulle. Dan drill hulle so. Dan masseer hulle agter haar aan. Pas op! Hulle knip oog nou. Môre dan loop jy agter hulle aan. Hoor gou mooi, laat ek vir julle mooi sê, ek het nie oop deure nie, van sonde nie. Ek voed die vlees meer as die gees. Die vlees eet pampoen, tot dit by sy ore uitkom. Die gees wil 'n bietjie meer psalms lees. Ek preek dit my eie lewe uit, ek kan julle sê, is vir julle wat ek so aangaan nie. Die skrif sê, dat daar 'n stryd oorlog is, tussen die vlees en jou gees. Daar is oorlog, hulle gooi my siele op mekaar. Ek bid gisteraand tot hier voor 12, vanoggend vroeg weer. En terwyl ek gisteraand bid, tot laatnag, is my vlees met iets besig. Want ek hou van wêreldgebeure, ek hou van bid vir die wêreld, maar 'n ou kan partykeer overboord gaan. En ek wag die hele tyd in my gees voel ek, maar eintlik in my vlees. Vanaand word die Ayatollah Khomeini gegooi met 'n masiel met 'n klapper onder hom. Nou bid ek 'n uur. Ek het hom 1 keer 2 ure gehoor. En dan sit ek gou YouTube aan. Is hy gegooi al. Mense, jy vorder nie met jou gebed nie. Pas op om jou selfoon daar te sit. Vanoggend 6:30 bid ek aan my selfoon lê daar en ek sien net iets opkom en ek moenie dit kyk nie en ek kyk dit en 'n ou sê vir my dit en dit en dit. Ek praat met julle uit my foute uit. Sit jou foon 10 meter van jou weg en sit die klank af. Ek los myne baie, ek sien jy sit te maak so. Baie in die sitkamer gaan bid ek binne in die hoek. Jy hoef my nie voor te skryf nie.
My vlees wil nou opstaan. My vrou moet nie van my vertel en soos het 'n kopnikkie. Mense, as julle net by my voorbeeld vandag kan leer. Al gaan naar 'n paar en sê, ja by die huis, hier jou rooi is dan van die pad af. Hoor net hoe vertel hy dit self. Dis dit fyn. Maar as jy net sê, ek wil nou anders ter wees as hy. Das dit reg. Check my oor 3 weke. Ons bring sommer die skaal saam. Nou het ek 'n challenge weer gesit. Nou het ek 'n oorlog aangesit in die gees en in die vlees. Mense, as jy by Jesus is, kom jy agter hy oorlog. Het jy hom agtergekom? Ha, Megan? Hy's rof. Hy's rof. Prys die Here. Dankie dat jy vir rof adverteer. Dis hulle wat die meele maak. ROFF. Dankie Stefan. Rof meele. As jy wil meel hê eendag, koop by Rof in Kroonstad. Mense weet nooit wat die Heilige Gees doen nie. Iemand moet nou daai woord gehoor het. Bel my 'n bietjie. Jy wat daai woord moet gehoor het om 'n meele op te rig op jou plek. Rof. Weet jy hoekom het hulle daai naam? Dit het rof gegaan toe hulle begin. Maar ek gaan nie nou oor hulle praat nie. Kom ons gaan. Elke dag voed jy watter een. Die een wat jy voed, hy wen. Die een wat pampoen eet, hy wen. Maar nou moet ek ook sê, pas op, bid ook vir die mense om jou. Want ek vas. En ek loop hier weg en ek drink dit water hier. En ek koeldrank. En ek loop sound toe en is na 3. Nou loop jy na huis in wat jy ruik. Kos. En ek eet iets kleins. En ek eet weer. Die 4de keer, toe sê iemand langs my, of ek kyk so, ek sê, en daai pirinkie wat so kriemerig lyk, iets was daan. Dis vrugtekoek en room gewees wat ek geëet het. Ek kan nie sê, dis die vyand, hè. Ek staan saggies op, en ek gee vir die vlees toe, en ek sny so dik stuk vrugtekoek af, en ek gooi hom so dik met room, en ek eet hom, en die gees verloor weer. Mense, jy mag eet, hoor gou net mooi, jy mag lekker ook geniet. As jy die psalms kan deurlees, en 'n uur lekker lees, dan kan jy maar vir 5 minute vrugtekoek gaan eet, want ek raak nou lus van. Maar is nog oor. Maar hoor gou, ek wil net my storie uit jou opgewonde maak.